Baie jare gelede was daar 'n seun in 'n klein dorpie. Die seun het drome gehad soos enige ander seun. Hy het gedroom om eendag 'n vrou te kan lief hê. Hy het gedroom om eendag sy eie houtwerkwinkeltjie te kan hê. Hy het gedroom om eendag sy eie seentjie te hê, wat hy syne kon noem. Maar soos alle drome, word dit nie altyd waar nie. Die teendeel was bewys deur die lewe wat 'n ander avontuur ingehou het. Die lewe het dinge ingehou waarvoor hy nooit eers gedink het om voor te droom nie. Dit is presies wat God beplan het. God het iets groters in die oog gehad. Dit is die verhaal van Josef. Dit is die grootste verhaal wat ooit vertel is. This is my story. This is my song. Raising my Savior. All day long. This is my story. This is my song. Raising my Savior. All the
Josef is een van die mense in die Bybel wat vinnig oorgekyk word en soms mis ons die groot rol wat Josef moes speel in die verhaal van Jesus Christus. In 'n klein dorpie genaamd Nasaret, dit is 'n plek wat nie vol rykdom en weelde was nie, was daar 'n jong man en sy naam was Josef. Josef was 'n timmerman en sy hande was grof van die klip en hout waarmee hy elke dag gewerk het. Josef was afkomstig van die koninklike bloedlyn van Dawid, maar sy lewe was ver van koninklik af. Josef was 'n nederige en hardwerkende man gewees. Hy was getrou aan God, hy was getrou aan sy geloof, en hy was getrou aan die gemeenskap van Nasaret. Josef was lief vir 'n jong dogter, Maria. En Maria het hy 'n rein en suiwer hart gesien. Sy liefde was groot, en hy sou altyd by haar staan, maak nie saak wat nie. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief.
Die engel het by haar binnegekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord haar en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan, volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Maria het vir Josef gesê dat sy swanger is, en Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom in sy hart voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Volgens die wette en reëls het Josef die volle reg gehad om die verloving te verbreek, en dit kon selfs tot Maria se steniging gelei het. Josef wou nie Maria openbaar maak nie,
Want hy was regtig lief vir haar. Skielik is Josef se drome aan skerwe. Wat sou mense van hom gesê het? Hy's nie sterk genoeg om hierdie te doen nie. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En dan gaan saam met ons opstaan en liedjies. But the angels call him Jesus, born of a virgin, and Mary called him Jesus, but I call him Lord. But the angels call him Jesus, born of a virgin, but Mary called him Jesus, but I call him Lord. Master Redeemer, Savior of the world, wonderful Counselor, bright and morning star. Lily of the valley, provider and friend, He was yesterday and tomorrow, beginning and the end. And the angels called him Jesus, born of a virgin, but Mary called him Jesus, but I call him Lord. Oh, but the angels called him Jesus, and born of a virgin, but Mary called him Jesus, but I called him Lord. Mary called him Jesus. Oh, but Mary called him Jesus, but I called him Verstaan ons werklik die vrag wat op Josef se skouers gerus het? Die mense in die dorp en familie sou Josef van nou af altyd gesien het as die man wat 'n kind grootmaak wat nie sy eie bloed is nie. Sy vrou het swanger geword, maar nie deur hom nie. Hy sou van daardie dag af met oordeel loop
oral waar hy gaan. Ten spyte van alles, kies Josef die wil van die Here. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en hy het sy vrou by hom geneem. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was,
om hom te laat inskrywe, saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Josef was sterk en het alles gedoen om sy swanger vrou veilig te hou. Die pad was lank en moeilik, maar Josef het gestaan op die bevel wat hy ontvang het. Hy sal sy gesin beskerm en by Bethlehem uitkom. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shine the everlasting light. The hope and fears of all the years are made in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above, while mortals sleep and angels keep their watch of wondering love. O morning stars together proclaim His holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Hulle het hom Jesus genoem.
En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Julle kan weer saam met ons staan. Josef het die keuse gemaak om altyd by God se woord te staan en hy het die verantwoordelikheid gevat om die seun van God groot te maak. God kon nie 'n beter keuse gemaak het as om 'n nederige timmerman, Josef, te kies om juis hierdie rol te vertolk nie. Josef se verhaal getuig van getrouheid, dit getuig van nederigheid, dit getuig van liefde, gehoorsaamheid en groot genade van God. Ons lees nie in die Bybel van Josef se woorde of van sy dade of publieke erkenning nie, maar ons lees dat hy standvastig was in sy geloof, dat hy 'n sentrale rol in een van die grootste verhale ooit gespeel het. Jesus het gekom vir jou en vir my. Josef was net 'n normale man met sy eie drome en sy eie verwagtinge, maar die Here vat sy lewe en skryf vir hom 'n nuwe verhaal. So leer die lewensverhaal van Josef die timmerman ons. Wat sal jou verhaal wees?